'n mens is nooit te oud om te leer nie. En ek het 'n ander baie goeie ene wat ek altyd sê vir my mamma Afrikaans, wie nie leer nie, kom nie deur nie. Want dit beteken, daar's mense wat vir jou sê, ek kan nie, ag hoorie, ek is te oud. En ek is ongelukkig nou, ek glo nie daar's iets soos oud word nie. Oud is hier in jou kop, jy moet dit net vergeet. Jy moet aangaan met die lewe. Ek sien jou as persoon X wat dinge kan doen. En daarom, as jy by die dag kom dat jy kan sê, hoorie, ek is nou te oud of ek kan dit nie doen nie, ag nee, julle moet asseblief vir my oorsien. Dan is dit vir my baie laat in die nag. Vir my gaan daaroor dat ons lewe. Ons het lewe gekry en ons moet wat ons ook al doen, die lewe aangryp. Jy kan nie gaan sit op 'n bondeltjie en dan besluit, ek kan dit nie meer doen nie, of ek is nou te oud om te leer nie. So vergeet van ouderdom, vergeet van oud wees, sê vir jouself, ek kan, ek wil en ek moet. En doen dit nie. Solank as jy vir jouself sê, ek wil of ek kan, dan gaan jy dit kan doen. In my eie lewe het ek groot geword met die uitdrukking van, ek kan solank ek glo ek kan. En dit het my al in my hele lewe gerig en gelei. 'n Mens hoef nie kwalifikasies te hê om goed te kan doen nie. Daar's baie mense wat glo dat as jy 'n papier het, dan kan jy goed doen. Ek het geleer dat die universiteit van die lewe is jou beste leerskool. Ek het altyd ongelooflik respek gehad en nog vandag steeds vir vroue landbouunies, wat vroue gevat het in die ouer jare, wat daar die plaasvrou op in haar plaashuis maar kom leer het, dat sy die beste naaldwerker of die beste bakker of die beste persoon geword om vrugte in te maak of in te lê. Dit is wat belangrik is. Ons moet nie vaskyk om te dink ons het kwalifikasies nodig om goed te kan doen nie. Ons doen goed as dit in ons harte is. Dit wat hier binne in jou is, wat jy maak, kyk na die mens langs jou, wat jy maak voel, ek wil omgee vir die mens langs jou. Dit is wat saak maak. Geen ander iets maak dan saak nie. Ek moes leer dat die lewe aangaan en dat ek moet aanhou lewe. As jy gaan kyk na die ouderdomsverskille van my familie, op watter ouderdom hulle eintlik oorlede is, van 47 tot 62, was die gemiddeld van die 5 familielede wat ek gehad het, is 54. So ek weet dat toe ek nou by 54 kom, was ek half seker in my agterkop, ek weet nie hoe lank gaan ek nou nog lewe nie. Maar ek weet toe ek daai punt oorgesteek het, was dit vir my, ek het elke dag gevoel, ek het nog 'n geleentheid, ek lewe. En ek het regtig geleer om nog meer my lewe te geniet en die lewe te lewe. En ek weet toe ek 60 jaar oud was, het ek 'n funksie gehou om my ouderdom te vier, want dit was vir my 'n ongelooflike mylpaal dat ek kon 60 geword het.